begin 'n nuwe reeks vandag en kyk 'n bietjie die blaadjie waaroor praat ons noem dit so geestelike wette op die tafel van my hart. In die Nuwe Testament, wat skryf die Heilige Gees op jou hart en in jou verstand? Dus kom ek gaan jou bewys oor en oor, dis nie die 10 gebooie nie. Dis nie die Ou Testamentiese wet nie. Daar's baie hoër wette. Wette wat jou vry maak. Die Ou Testamentiese wet maak jou gebonde, maak jou dood. Ek hoop nie is lidmate wat nog daar lewe nie. Mag die Here ons red. Amen. So, ons begin 'n reeks, wat ek gaan sê, ek weet nie. Jy gaan nie, weet jy, ek probeer boeke soek, ek probeer kyk, waar weet al oor gepreek, ek kry dit nie. Maar weet jy wat, die Heilige Gees het al die waarheid. As jy hom soek, maak hy sekere waarhede bekend. Nou, ons reeks is klaar oor goddelike beginsels, koop dit. Ek dink die grootste guns wat jy vir iemand kan doen, is vir iemand so 'n reeks te koop. Dit kan dalk sy oë begin oopmaak. Goed, kom ons begin praat oor geestelike wette. Wat skryf die Heilige Gees in die Nuwe Testament in jou verstand en in jou hart? Kyk ons kern teksvers gou wat jy op die skerm sien, vul die stele woorde in as jy wil. Ten minste neem dit huis toe, gebruik hierdie blaadjie. Hy sê ek sal my wette in hulle verstand gee en dit op hulle hart skrywe. Nou kyk 'n bietjie die hele teksvers, as jy nog saam met my, die hele teks wat dit gaan deurgaans ons kernvers wees. Want dis die verbond wat ek na hierdie dae, jy moet oplet, na hierdie dae, daar kom iets nuuts. As 'n konteks is 'n beter verbond. Na hierdie dae, maar die huis van Israel, as jy deel van Israel, ja, as jy in Jesus glo, Galasiërs is baie duidelik, as jy in Jesus glo, is jy deel van Israel. Amen. Goed, met die huis van Israel, slide, spreek die Here, ek sal my wette, dit wat ons slaag gesê, my wette in hulle verstand gee, op hulle hart skrywe, en ek sal vir hulle 'n God wees. Dis weer tyd dat alle mense moet verstaan, daar's 'n lewende God, en hy wil jou God wees. En hy wil jou graag sien, deel van sy volk. Dis van die nuwe verbond, jou en my laat verstaan. Jy's in die wêreld, maar jy's nie van die wêreld nie. Jy's deel van God se volk. Amen. Gekoop deur die bloed van Jesus Christus. Goed, kyk ons volgende vers wat jy op die skerm sien. Nou, hy sê so, nou, hoe funksioneer dit onder die nuwe verbond teenoor die ou verbond, wat hy sê, ek gaan 'n nuwe verbond sluit. Waar, in die ou verbond, om jou rigting aan te gee, het hy jou die 10 gebooie gegee. Gehoorsaam die 10 gebooie en jy sal lewe. Niemand kon dit reg kry nie. Dankie dat 1 of 2 dit glo. Wys my iemand in die Bybel wat dit kon regkry. Niemand kon dit regkry. Net Jesus kon dit regkry. Hy het dit namens jou gedoen en namens jou dit vervul. Hy het dit vervul. Moenie probeer iets terugvat wat vervul is nie. Okay, nou, hy sê, maar nou is ons wat? Ontslaaf van die wet, waardeur ons wat? Die Ou Testamentiese wet maak jou gebonde, dit sit jou in 'n tronk. Daar's oor en oor en oor geskrywe om jou, dit maak jou gebonde, maak jou 'n slaaf. Hoe harder jy probeer, hoe minder kry jy dit reg. Die doel van die ou verbond was, en daai wet was, om jou skuldig te maak, sodat jy na Christus toe kan hardloop. Dis die eintlike doel van die Ou Testamentiese wet. Verstaan dit? Verstaan dit? Waaraan ons gebonde was, aangesien ons dit, hoe het ons slaag geraak van dit? Afgesterwe. Alleenlik wedergebore mense het ontslaag geraak van die ou verbond. Mense, as jy nie wedergebore is jou enigste rigting wat jy van God kry, is die letterlike wet. Wedergebore mense het in homself gesterf.
en jy het opgestaan met Christus, jy het 'n nuwe lewe gekry. Is jy met my? En jy het opgestaan in 'n nuwe lewe, jy's nou gees. Ons gaan dit vir jou bewys in hierdie reeks. Daarom skryf hy geestelike wette op die tafel van jou hart. Aangesien dat ons dit afgesterwe het, sodat wat? Kyk 'n bietjie. Sodat ons nou in die Nuwe Testament dien. Hoe dien jy God nou? In die nuwigheid, sê nuwigheid. As 'n nuwe verbond wat werk op 'n nuwe manier, die nuwigheid van die Gees. As jy wedergebore gekom het, is jy onder die heerskappy van die Gees. Nie onder die letter van die wet nie. Onder die Gees en nie in die oudheid van die letter nie. Mense, as iemand weer vir jou die 10 gebooie lees, in 'n godsdienstige byeenkoms hardloop weg, jy's by die verkeerde byeenkoms. Hy maak jou gebonde, hy maak 'n slaaf van jou. Hy bring die dood oor jou. Hy bring die vloek oor jou. Lees jou Bybel weer. Amen. Ons het ontslaag geraak. Hoekom? Omdat ons het afgesterwe het. Ons het opgestaan, ons leef in 'n nuwe lewe. Jy's nou 'n geestelike wese en dis nou die Gees wat in beheer is, nie die letter nie. Goed, nou daarom, omdat die Gees beheer oorgeneem het, dink jy hy gaan vir jou ou letter goed gee? Nee. Daarom praat as hierdie reeks gaan oor geestelike wette in jou hart. Dis hoër wette, dis ver, ek gaan jou wys, is ver hoër as die Ou Testamentiese wette. Amen. Goed, nou, dit is waaroor die reeks gaan. En om die inleiding te maak, jy gaan sê, maar wanneer kom jy by een van die wette uit? Ek moet jou eers 'n prentjie skilder. Ek moet jou eers 'n inleiding gee sodat jy kan begin verstaan waarom gaan dit oor geestelike wette en nie letterlike wette nie. Is jy met my? Kyk 'n bietjie. Hebreërs 8:6 wat ons so dikwels voorhou. Jesus Christus het gekom en hy's ook middelaar is van 'n wat? 'n beter verbond wat op beter beloftes wettiglik gegrond is. En nou kom jy agter, dis gegrond op die sterwe en opstanding van Jesus Christus. Dit is dit wat meemaak dat die Heilige Gees nou op jou verstand en jou hart geestelike wette kan skryf. Want hy toegang gekry in jou lewe deur wedergeboorte en jy toegang gekry onder sy heerskappy. Hoe? Deur die bloedverbond. En Jesus is die middelaar tot dit. Is 'n beter verbond, ver beter verbond. Goed, nou, kom ons gaan terug. Waar kom dit vandaan? Die profeet het van hierdie nuwe verbond geprofeteer baie jare voor dit 'n werklikheid geword het. En ons vind dit in Jeremia 31. Ek vat uittreksels uit 2 verse uit Jeremia 31 en dan vat ek vers 31 of 32, 'n sekere belangrike ding wat uit. Kyk, daar kom daar. En ons leef in daai dae. Ons leef nou in daai dae. Dat ek 'n nuwe verbond sal sluit. En dan sê hy met sy volk, natuurlik as jy deel van sy volk. En hierdie verbond is nie soos die verbond wat ek met julle vaders gesluit het, toe ek hulle uit Egipte uitgelei het. Uit Egipte uitgelei, daarna sluit hy 'n verbond. En Moses kom terug met die kliptafels, 10 gebooie, en hy sluit verbond. En die volk moes amen sê, en net daar het hulle die dood oor hulle self gespreek. Die oomblik toe hulle sê, amen, ons sal dit doen. Die doel van daai verbond was om jou skuldig te maak, doenwaardig te maak, sodat jy kan roep dat God jou 'n verlosser stuur. 'n saligmaker. Dit was die doel van daai verbond. Hoe harder hulle probeer het, hoe meer het hulle gefaal. Goed, hy sê, kyk, hierdie nuwe verbond is nie soos die een wat met sy vaders gesluit het. My verbond wat hulle wat? Sê weer? Hulle kon dit nie hou nie, hulle het aanhoudend dit verbreek. So ek gaan nou 'n beter verbond sluit wat hulle nie gaan verbreek nie. Want ek gaan jou in hierdie reeks wys waarom gaan jy dit regkry dat jy hom nie gaan
verbreek nie. Dan gaan hy aan in die volgende vers 33. Maar dis die verbond wat ek met my volk gaan sluit, 'n nuwe verbond. Ek gee my wet, hy herhaal dit nou, en dit word herhaal in die Nuwe Testament, dit kom 3 keer in die Nuwe Testament voor, maar hy sê, ek gee my wet in hulle binneste, en ek skryf dit op hulle harte. Hoe kan jy wettige, die 10 gebooie skryf op vleeslike harte? Dis op klippe geskryf, die ou verbond. Jou hart, bedoel hy nie jou fisiese hart nie, o Here, vra die dokters dat hulle hart oopgesny het, dat hulle ooit 10 gebooie gelees het op 'n hart. Hy praat nie van jou fisiese hart, en jou hart beteken jou innerlike, jou gees. Die senter van jou lewe, dis waar ek het gaan skryf. Dis gees. Dis gees. So nou, skrywe in hulle harte. En dan sê hy, die volgende vers, sê hy so, hy sê, dit gaan nie nodig wees, want mense gaan die Here regtig ken. Onder die ou verbond het mense nooit God geken nie. Hulle het hom geken onder die wet van hy's 'n wreedaardige God, hy wil ons doodmaak. Was nooit die ware God nie. Was eintlik die duiwel wat agter dit als gesit het. Maar Jesus kom en hy sê, as julle my gesien het, het julle die Vader gesien. En die godsdienstige mense het nog daai wrede God gesoek. Want Jesus was vir hulle te goed, dis waar hulle hom doodgemaak het. Verstaan jy? Hulle kon nie God in Jesus sien nie. Amen. Want toe hulle Jesus wil doodmaak, vra hy vir hulle, oor watter goeie werk wil julle my doodmaak? Verstaan jy, wat hulle kon nie glo, dis God nie. So, nou, in die nuwe verbond, jy gaan die Here regtig ken. Wedergebore mense ken God. As 'n wedergebore mense het 'n ervaring met God gehad. Is dit waar? Onder godsdienstigheid ken jy nie regtig die Here nie. Dis waarom hulle altyd wette en reëls vir jou moet voorhou. Maar as jy die waaragtige God leer ken en jy het ervaring en hy het jou nuut gemaak, jou gewederbaar, dan het jy openbaring gekry van die ware lewende God. Jy sal God ken. En een van die maniere hoe dit hy homself aan jou gaan openbaar, is op hierdie manier, almal sal my ken. En die wonderlikheid aan die nuwe verbond is, jy gaan hierdie ding leer ken van hom, want ek sal hulle ongeregtighede vergewe en al hulle sondes nooit meer dink nie. Die verskil tussen die ou en die nuwe verbond. Die ou verbond maak jou altyd bewus van sonde. Die nuwe verbond verwyder die bewussyn van sonde. Jy fokus nie meer op sonde nie, want Jesus het jou vrygemaak van sonde. Jou sondes word vergewe as jy onder sy heerskappy lewe. 1 Johannes hoofstuk 1. As jy in die lig wandel soos hy in die lig is, reinig die bloed van Jesus jou onophoudelik elke minuut, elke sekond. So die probleem van sonde word opgelos onder die nuwe verbond. Die nuwe verbond veroordeel, die nuwe verbond maak jou regverdig. Jou sonde is uitgewis. Hy dink nooit weer daaraan nie. En die duiwel is die aanklaer. Maar as jy die nuwe verbond verstaan, dan kom jy agter wie God regtig is. Hy's nie 'n moordenaar nie. Hy's nie kwaad vir jou nie. Hy's lief vir jou. Is jy met my? Dis een manier hoe jy God gaan leer ken onder die nuwe verbond. Hy het jou sondes uitgewis deur die bloed van Jesus. Dit maak jy nie meer bang vir hom nie. Jy het hom nou lief, jy kan hom nou lief hê, nou kan jy hardloop na hom met jou probleme. Geen mens wat skuldig voel kan na God hardloop nie. Is dit reg so? Dit is juist die verskil tussen die ou en die nuwe verbond. In die Nuwe Testament wil jy na hom toe kom, want die deur is vir jou oop. Soos die reeks aangaan, gaan jy beter verstaan. Die geestelike wette gaan jy beter verstaan. Goed, nou gaan ons aan.
Nou kon ons bietjie aan, 'n bietjie later begin die profeet weer profeteer oor hierdie ewige nuwe verbond. Op sekere dae, na hierdie dae, sal ek hierdie verbond sluit, 'n ewige verbond. En kom ons vestig ons op Jeremia 32:40. En ek sal 'n ewige verbond. Mense, die verbond wat die wet insluit was nooit 'n ewige verbond nie. Hy was tydelik. Daar's te veel skrif wat sê die nuwe het gekom sodat die ou kan verbygaan. Hy's verby. Hy's vervul. Amen. Hy's vervul sodat die nuwe een kan kom. Hy sê ek sal 'n ewige verbond met julle sluit en ek sal my van hulle nie afwend om aan hulle goed te doen nie. Die inhoud van die nuwe verbond is God wil homself leer. Jy moet hom leer ken as 'n wonderlike, liefdevolle God en Vader. Wat jy moet agterkom, so lief het God die sondaar die wêreld gehad dat hy sy seun gegee het om aan jou plek te sterf. Dis die ware God. Dis die ware God. Jy kan nie die ware God leer ken onder die ou verbond nie. Amen. Onder die nuwe verbond sê hy, jy gaan my regtig leer ken vir wie en wat ek is. Die duiwel is die mensemoordenaar. Ek het gekom sodat jy lewe in oorvloed kan hê. Dis die inhoud van die nuwe verbond. En dis die soort wette wat jy op jou hart gaan skryf. As jy met my, kom ons kyk weer 'n bietjie. Nee, kom ons gaan terug na daai een toe. Daai een toe vir ewig verbond sluit, dat ek my van hulle nie sal afwend om aan hulle goed te doen nie. Weet jy hoeveel maal het ek oor hierdie teks al gepreek, oor al die jare in die 28 jare wat ek hier is? En party mense het nou nog nie verstaan nie. Die nuwe verbond het alles daarmee te doen. God sê, ek sal nie toelaat dat iets my afwend. My bedoeling met die mensdom is, ek wil aan jou goed doen. Want terwyl jy nog 'n sondaar was, het God sy seun Jesus Christus in jou plek gegee om vir jou te sterf, om jou los te koop, om sy liefde aan jou te openbaar terwyl jy nog 'n vyand van God was. Dis die ware God. Hy wil hê jy moet hom leer ken. Het jy dit? Want sonde maak jou blind. Sonde maak jou dood. En die wet het net gekom om die sonde te bevestig in jou lewe, om jou skuldig te maak. As jy nog op dieselfde bladsy, hy sê niks en niemand sal my afwend nie. Die nuwe verbond is, God sê, ek gaan my goedheid aan jou toon, ek gaan my liefde aan jou toon, en dit gaan van jou 'n ander mens maak. Amen. Goed. Goed te doen nie, en dan gaan hy aan, en hy sê, en ek sal my vrees, 'n heilige, nie 'n negatiewe vrees nie, 'n heilige goddelike respek vir die God van die heelal wat jou pa geword het. Hy sê, ek sal dit deur die Heilige Gees, is geesteswette mense, my vrees in hulle hart gee, sodat hulle van my nie sal afwyk nie. Ek wil sê, as jy tot wedergeboorte gekom het, is nie maklik om weg te kom van God af nie. Hallo? Wie kan getuig daarvan? Ek weet, ek het as 'n tiener tot bekering gekom, vervul geraak in die Heilige Gees, en 'n tyd daarna het ek teruggeval en ek was verskriklik stout. Maar my stout dae het die Heilige Gees ons nie gelos nie. Hy los vir jou nie, mense, want hy het 'n te duur prys vir jou betaal. Hy sê, kyk wat sê hy. Hy sê, ek sal my vrees in hulle gee, sodat hulle van my nie afwyk nie. En dan is dit tieners, as ek so stout, dan voel het die Heilige Gees op my, dan voel ons wil kerk toe hardloop. Ons het elke Sondag uitgeneem, elke Sondag. Dan huil ons, verskriklik. Wat totdat jy mature begin raak het. En te besef, Here, u goedheid en u liefde oorweldig my. Ek wil nie meer die sonde dien nie. Want God is te goed vir my.
Amen. Hoe kan ek my afwend van hom af, as hy so wonderlik en goed is? Maar 'n God onder die ou verbond, wat my altyd wil dreig en my wil doodmaak, en met wette en reëls ek wil afwyk. Is dit reg? In die nuwe verbond is dit amper onmoontlik om jou van hom af te wyk. Is dit reg so? As jy elke Sondag gaan jy iets verstaan van die Nuwe Testament, want jy gaan die geestelike wette begin verstaan, mense. As jy met my, dit gaan so wees in die nuwe verbond, onder die nuwe verbond gaan jy God so ken, dat hy gaan dinge in jou hart skryf, jy gaan nie van hom afwyk nie. Amen, party mense gaan maak 'n draai, maar wat, jy kan hom gaan vra, hy kan hoe ver terugval, maar die gees van die Here los vir hom nie. Wie kan daarvan getuig? Gees van die Here los jou en hy gaan vir jou terugtrek. En familielede en mense kos bid vir teruggeval is, hulle het net verkoud. Hulle is soos die verlore seun, wie pa wag vir hulle. As jy net aanhou bid, hy gaan op die punt kom tot homself kom en onthou waar ek nou is, sterf ek. By my pa se huis is oorvloed. Dis wat mense terugbring na die Here toe. Amen. Goed, nou, begin ons iets verstaan van geestelike wette, om ons kyk 'n bietjie, wat ek doen, 'n inleiding, so dat jy geesteswette kan verstaan. Jeremia 32:41 sê, hy sê, en ek sal my oor hulle verheug. Hoekom sal ek bly word oor hulle, om net aan hulle goed te doen, nie kwaad te doen nie. Mense, God is die gewer van al die goeie gawes. Al die kwaad en slegte dinge kom van die Satan af. En die duiwel bedrieg jou as slegte goed jou pad langs kom, wanneer jy jou laat verstaan, dis God wat jou straf. Lees jou Bybel weer, jy verstaan nie die nuwe verbond nie. Dis die duiwel wat jou verniel, God is goed. Kom tot jouself, soos die verlore seun, daar, juist op 'n slegte plek, omdat jy weggegaan het van God af. Hy gaan nooit weg van jou af nie. Party mense sê, die Here het my gelos. Ek sê, weet jy, die Here is daar waar jy hom gelos het. Hy los jou nooit. Dis verseker. Hy het te duur prys vir jou te betaal. Kom tot jouself, kom tot jou sinne, gaan terug na jou Vader se huis toe, en jy sal onthou, daar's oorvloed. Daar's lewe. Mense, in die nuwe verbond is dit goedheid wat jou terugtrek. Nie dreiginge nie. Hou op jou kinders dreig. Jy gaan hel toe, as jy so aangaan, jy hel toe. Hou op om dit te sê, want jy dryf hom weg. Party pastore, hulle preek hulle kerke leeg. Hulle preek die probleme, nie die oplossing nie. Amen. Mense, dit is die goedheid van God, ek herhaal, wat die verlore seun laat teruggaan het. As die mense herinner aan die goeie lewe, wat hy het in Christus, kom hy terug. Ek sê jou, maak hy saak hoe ver hy terugval, hy sal altyd terug verlang, op 'n dag gaan hy terugkom. Gaan terugkom. Goed, kan jy sien, dis die inhoud van die Nuwe Testament. En goed te doen, goed, kom ons kyk 'n bietjie hoe werk God. Want mense in die Nuwe Testament moet jy mooi verstaan. Onder die ou verbond het die wet jou vasgevang in een oortreding en die duiwel het jou. Weet jy dit? Maar in die nuwe verbond werk dit so. Moenie hierdie ding uit sy verband uitruk nie. Luister mooi. Want die sonde sal oor julle nie heers nie. Hoekom? Want julle is nie onder die wet nie. Onder die wet, as jy oortree het, as jy skuldig, het die duiwel jou. Hy is die aanklaer, hy sit en wag vir jou. As jy oortree, het hy jou. Onder die nuwe verbond is dit onmoontlik dat die sonde oor jou kan heers, mits jy die Nuwe Testament verstaan, want genade trek jou terug. Amen. Die sonde kan nie oor jou heers nie, want jy is nie onder die wet nie, maar ons is onder die genade. Ek sê genade maak jou oë oop, om te verstaan, daar waar jy is 'n slegte plek. Kom terug na jou Vader se huis toe. Dis genade. Is dit waar? Goed. Wie wil terug gaan na huis toe wat hy weet as ek nou huis toe gaan ek pak slaag kry? Niemand wil terugkom nie. So hou op vir mense wat lanklaas in die kerk was, hulle stap hier in sê,
Waar was jy al die tyd? Jy het net partyds terugkom, jy was amper hel toe. Moenie sulke goed sê nie. Sê dankie Here, jy kom terug na die lewe toe. Want God se genade is altyd by daai mense. Weet jy wanneer val jy die genade uit? As jy teruggaan na die wet, toe gaan jou wys. Jy kan nie van genade weghardloop, behalwe jy sny die genade af as jy teruggaan ou verbond toe. Enigste manier hoe jy van genade afgesny word. So nou, God werk so, maar oorwin die kwaad deur die goeie. Ek het 'n reeks gepreek, julle moet hom gaan soek. Julle moet hom gaan soek. Ek het 'n hele reeks gepreek oor die goedheid van God. Ek dink daar was 13 preke wat ek net op dit gefokus het. Die goedheid van God. Ek kyk 'n bietjie die volgende vers. Jy moet dit verstaan. Romeine 2 vers, of verag jy, die vorige vers sê hy, mense wat andere veroordeel, hou op om andere te veroordeel, want jy doen dieselfde dinge. Amen. Jy het geen reg om mense te veroordeel nie. Dis die duiwel wat oordeel en veroordeel. Jesus het gekom om te red. So dan sê hy vir jou, verstaan jy dan nie hoe werk God nie? Of verag jy die rykdom van sy goedertierenheid en verdraagsaamheid en lankmoedigheid, omdat jy nie verstaan en besef nie hoe God mense na hom toe bring, is dit dat die goedertierenheid van God jou tot bekering wil lei. Hy wil jou van gedagte laat verander. Jy hoef nie van God weg te vlug nie. Hy wil jou nie slaan nie. Hy wil jou nie doodmaak nie. Hy wil jou nie oordeel nie. Hy wil jou red. Hy wil vir jou goed wees. Kom terug huis toe. Die goedertierenheid van die Here bring jou tot ander insigte soos die verlore seun. Wat het gebeur? Hy het by homself kom, toe kom hy tot bekering. Daai woord bekering beteken verander jou gedagte. As jy jou gedagte aangaande God verander, dan hardloop jy terug na hom toe. Is dit reg so? Die volgende vers. Kyk 'n bietjie, want in Johannes 1 vers 17, want die wet is deur Moses gegee. Het jy dit? God het deur Moses die wet, die 10 gebooie gegee. Maar in die nuwe verbond werk dit so. Die genade en die waarheid het deur Jesus gekom. Hy het dit kom deur 'n persoon. Moses het die wet gegee. Maar Jesus het die genade en die waarheid deur homself gebring. Hy is die genade en waarheid. Dan sê hy hierdie vers, hy sê, want uit sy volheid het ons almal ontvang wat? Genade op genade. Die Nuwe Testament is 'n geestelike wette in jou verstand en jou hart is. God is goed. God is genadig. God is liefde. Mense, daar's geen krag wat sterker is op hierdie wêreld, in hierdie wêreld nie, is liefde. Ek het altyd gesê, die duiwel kan reg wees, maar hy kan nie goed wees nie. Amen. God is nie net reg nie, hy's goed. Geregtigheid dryf mense weg. Hallo? Jy verstaan nie wat ek nou sê nie, jy moet weer terugkom en weer terugkom en weer terugkom, om die geestelike wette te verstaan onder die nuwe verbond. Het gaan nie oor geregtigheid, het gaan oor goedheid. Is dit reg? Onder die ou verbond het jy iets te doen gehad met God se reg, geregtigheid. Onder die Nuwe Testament het jy God ontmoet. Hy's 'n goeie God. Amen. Jy kan nooit op die vlak van God se reg te kom om hom tevrede te stel. Dis onmoontlik. Jesus het dit namens jou gedoen. Jesus het die geregtigheid vervul, sodat jy dit kan hê as 'n geskenk. Ek hoop jy hoor wat ek sê. As jy nie verstaan nie, kom terug en weer terug en weer terug, so dat ek kom stukkie vir stukkie vir jou kan opbreek, vir jou ingee, totdat jy dit verstaan en geestelike wette begin verstaan. Ek maak nou klaar, kyk net gou 'n bietjie daar. Nou 'n bietjie. Want uit genade is jy gered. Hoe? Deur die geloof. En nie wat? Weet jy wat is die doel van die Ou Testament en die doel van die duiwel? Hy wil die fokus op jouself kry.
Jy gehoor wat ek sê? Die wet kry die fokus op jouself. Ja, jy dit oortree. Jy. In die Nuwe Testament wil die Heilige Gees die fokus van jou afhaal en hom kry op Jesus. Want jy kan jouself nie red nie. 'n uitdrukking wat ek altyd gebruik is om jouself te probeer red. Vat jou bietjie aan jouself in jou skoenrieme, eie skoenrieme en probeer jouself optel. Kan jy? Gou weer jy dit besef. Dis ons redding werk by God. Jy kan jouself nie red nie met die beste godsdienstige reëls. Jy kan jouself nie red nie. Wat jou red is genade. Jy verdien dit nie. Jesus het die prys betaal. Hy wil net en jy moet hom die fokus van jouself afkry en die fokus kry op hom. Hy sê, want dis die gawe van God. Wat? Die loon van die sonde is die dood, maar die genadegawe van God is die ewige lewe. Jy kan die ewige lewe nie verdien nie. Jesus het dit vir jou betaal. Hy wil hê jy moet minder word, dat hy meer word. Kry fokus af in jouself, kry dit op Jesus Christus en jy sal verstom wees wat hy met jou lewe doen. Uit genade is jy gered. Is jy nog saam met my? Goed, nou. Dan sê hy verder. Weet wat, ek wil net eers gaan, kos gaan net eers terug na die vers. As jy uit genade gered is, né? Weet jy, want deur die geloof, volgens 2 Korintiërs 4 vers 12, dit wat jy glo, praat jy. As jy saam met my leef, gaan jy altyd hoor, ek praat aanhoudend genade. Al my mense wat saam met my leef. Jy sal altyd wat uit my mond uitkom, uit my hart uitkom. Here, dis genade. Here, dankie vir die genade. Here, dankie vir die genade, want dis alles net genade. Daai woord redding, het beteken volkome welvaart. Het beteken nie net om hemel toe te gaan nie. As jy volkome welvaart wil hê, is genade. Maar jy kry dit net as jy dit glo. As jy dit glo, gaan jy dit praat. Amen. Dit wat jy praat, is geloof. Hou op nonsens praat, saam met die wêreld. Ondergang praat. Praat lewe. God se genade het gekom om jou te red. So bly by die genade, kry die fokus van jouself af, kry dit op Jesus Christus. Hy het 'n te duur prys vir jou betaal. Ek sluit daar. As jy klaar, ek is klaar, kyk gou 'n bietjie dat, en net gou 'n bietjie. Maar God, wat ryk is in barmhartigheid, het ons deur sy groote liefde, waarmee hy ons lief gehad het, en hier's die ding, ek maak klaar. Hier's die kern van die hele saak. Ons lief gehad het wanneer? Toe ons dood was deur die misdade. Mense, misdade, sonde maak jou dood. Die loon van die sonde is jy dood. As jy onder die wet lewe, is jy dood. Jy's klaar veroordeel, jy's dood. Sonde maak dood. Is dit reg? Maar God het jou lief gehad terwyl jy nog dood was onder die sonde. Hy het jou lief gehad en hy het sy genade gestuur in Christus Jesus. Laat jou oë op Jesus kom en jy ervaar genade en genade red jou. En kyk, toe jy nog dood was deur die misdade, hoe deur wedergeboorte om jy hom aangeneem het, jou fokus vir jouself afgekry, op Jesus gekry, lewe het gemaak, saam met Christus, uit genade is julle gered. Fokus af in jouself op Jesus Christus, die laaste vers. En saam opgewek en saam laat sit in die hemele in Christus Jesus. Nou mense luister, jy sit nou wel hier in die vlees, maar in die gees sit jy by Jesus in die hemel. Jy's gees. Jy's nommer 1 gees. En hoe kan hy, as jy gees is, vir jou letterlike wette gee? Gees aanvaar nie letterlike wette nie, dis te hoog. Jy sit in 'n te hoë posisie om jou op te hou met hierdie nonsens. Ekskuus my uitdrukking. Ek sê dit met permissie gesê, respek asseblief. Jy hoor wat ek sê. Hoekom ploeter mense nog met hierdie aardse goed rond? Omdat die fokus op jouself is. Kry die fokus af van jouself, of kry dit op Jesus. Hy het jou lewe gemaak en jy sit in geestelike plekke saam met hom. Daarom het jy geestelike wette nodig. Sodat hy in die eeu wat kom, kan betoon die uitnemende rykdom van sy genade en goedertierenheid oor ons wat in julle dus
bly in Christus. Bly in Christus. Hoekom? Want ek staan, kyk 'n bietjie. Nou verstaan jy waarom Paulus sê, omdat ons 'n geestelike plek is, sit saam met Christus in die hemel. Jy sit nou hier in die vlees, maar jy's eintlik gees. Hy sê ons ken mekaar dus van nou af nie meer na die vlees nie. Pastor Ewen, ek kyk jou vlees so en dan wonder ek, hoe gaan jy dit regkry om hierdie kerk vol te kry met seniors, maar as ek kyk na jou in die gees, kan jy dit regkry. Hou op om mense te kyk na die vlees. Ons ken mekaar nou die gees. Hoekom? Want in Christus het hy jou 'n totaal 'n nuwe mens gemaak. Jy's nou gees. Daarom skryf hy op jou gees, op jou hart en jou verstand geestelike wette om jou champions te maak. Maak dit sin?